Hartlik welkom by ons begeleide gebed. En vandag kom ons voor die Here en ons wil dit wat ek en jy so swaar aandra in ons lewens voor die Here kom neerlê. Ons moegheid, ons bekommernisse en selfs daai dinge wat ons wegsteek, wat ander mense nie eers sien wat ons saam met ons dra nie. Terwyl ek en jy hier in sy teenwoordigheid sit, hoef ons niks te bewys nie. Matteus 11 vers 28 en 29 sê, kom na my toe, julle almal wat moeg is en swaar laste moet dra en ek sal julle lewens verkoop. Neem my juk op julle skouers, kom leer van my, want ek is sag en nederig van hart en julle sal rus en nuwe moed vir julle lewe kry. So wanneer Jesus sê, kom na my toe, julle wat moeg en swaar laste dra, gebruik hy woorde waarmee sy luisteraars aanklank vind. In daai tyd het mense onder 'n swaar las van godsdienstige reëls gebuk gegaan. En hulle het gevoel, hulle kon nooit goed genoeg wees vir die Here nie. Hulle kon nie die Here behaag nie. Hulle geloof het 'n taak geword, het werk geword, eerder as iets wat hulle aanmoedig, eerder as iets wat hulle krag gee. Jesus spreek daai moegheid van die siel aan, die moegheid van altyd sterk probeer wees, die moegheid van om alles self te dra, die moegheid van om te presteer vir aanvaarding. En dan sê hy, neem my juk op julle skouers en leer van my. Hierdie beeld van 'n juk is 'n besonderse betekenis. In die antieke wêreld is 'n jong os saam met 'n ervare os ingespan onder dieselfde juk. So die jonger dier geleer om stadig, ritmies en sonder spanning te beweeg. Jesus gebruik hierdie beeld om vir ons te sê, span jouself aan my vas. Ek dra saam met jou. Sy juk is nie 'n simbool van meer werk nie, maar van samewerking met hom. Wanneer ons onder sy juk leef, beweeg ons nie meer met ons eie krag nie, maar in sy ritme van genade. Jesus sê verder, ek is sag en nederig van hart. Hy wys ons eintlik ons hemelse Vader se hart. Hy openbaar God, nie 'n God wat druk plaas op ons nie, maar wat ons uitnooi, nie oordeel nie, maar verstaan. Nie sê doen meer nie, maar een wat sê kom nader, bly in my. En dan 'n belofte, julle sal rus en nuwe moed vir julle lewe kry. In die Grieks beteken hierdie rus nie bloot net om te ontspan en niks te doen nie. Dit beteken herstel, om weer asem te kry, om weer heel te word, om weer hoop te vind. Dit is 'n rus wat die hart genees, nie net die liggaam nie. Wanneer ons na Jesus toe kom, dan ontvang ons nie net 'n oomblik van stilte nie, ons ontvang 'n nuwe manier van lewe. 'n Lewe waarin vrede nie net 'n gevoel is nie, maar 'n persoon is, Christus self. Rus is dan nou nie iets wat ek en jy kan verdien nie. Dis iets wat ek en jy ontvang wanneer jy eenvoudig na hom toe kom. So kom ons neem 'n oomblik. Ons asem diep in en ons asem diep uit. Voel hoe jou skouers ontspan. Laat hulle sak asof jy iets swaars neersit en dan herhaal jy saam met my. Here Jesus, ek kom na U toe. Sê dit weer. Here Jesus, ek kom na U toe. Wees net in die oomblik saam met hom, by hom. Laat sy sagte en nederige hart jou aanraak. Dink nou aan iets wat jy vir baie lank op jou eie self dra en dan sê jy hierdie vir die Here. Here, ek gee dit vir U, dra dit saam met my. Here, ek gee dit vir U, dra dit saam met my. Ons neem 'n oomblik en ons bid vir iemand wat die Here nou ook op jou hart plaas. Here, ons dink nou aan iemand spesifieks wat ook swaar dra. Iemand wat dalk met 'n glimlag voorgee, Here, maar hulle probeer eintlik hierdie moegheid wegsteek. Here, mag hulle ook U aanraking beleef vandag. U stem wat hulle uitnooi, kom na my toe. Here, laat hulle U sagtheid, U geduld, U rus ervaar. Laat hulle weet dat hulle nie alleen hoef te dra nie.
en dat hierdie juk wat hulle saam met U dra lig is, want U dra saam met ons. Here, dankie dat U saam met ons in 'n juk dra. Dankie dat ons in U kan bly en U in ons. Dankie Here dat ons kan leer van U ritme van genade. Leer ons Here om oor te gee, dat ons nie alleen sal die pad stap nie, maar dat ons onder U juk sal inkom en sal vertrou en sal sien hoe U vir ons krag gee. Dankie Here dat U krag nuut is vir ons elke dag. In Jesus naam. Amen.